Welkom in my Afrikaanse klas, graad 12's. Ek bied hierdie les spesifiek vir julle aan en dit gaan oor 'n begripstoets. Nou, ek was baie bevoorreg om die hereksamen van hierdie jaar, julle kan sien, dit was baie resent. Ek het hierdie vraestel gekry en so hierdie is 'n voorbeeld uit die perd se bek. En ek het hom net so geneem uit die departement se vraestel. Kom ons begin. Dit is 'n artikel en dit gaan oor Charlene Surtee Richards. En hier kan julle sien hoe sy lyk, of hoe sy gelyk het. Die subtitel is Sy was volksbesit. So she belonged to the nation. She was so popular. That's what they're basically trying to say. Goed, as julle nou kyk, die vraestelle is, die paragrawe is genommer, so dit help julle ook om, as jy moet teruggaan vir die vrae en die antwoorde, dit maak dit so 'n bietjie makliker. Kom ons lees. Charlene Surtee Richards, en hier kan julle sien, tussen hakies, is die datum wat sy gebore is, en die datum wat sy gesterf het, die jaartal. Is in Upington in die Noord-Kaap gebore. Sy het daar en in die Kaap groot geword. As kind het sy klavierlesse geneem, so she played piano, sy het ballet gedoen, en sy het tennis gespeel. So she was a bit of a sports person as well as a cultural person. Hier is foto's van haar. Sy het onder andere Fleur de Cap toekennings gekry vir Hello and Goodbye. Dis 'n ding wat sy gedoen het. Een van die Ethel Fugard dramas wat sy gedoen het. Dit is waarvoor sy haar eerste een gekry het. En later het sy ook vir Shirley Valentine 'n Fleur de Cap toekenning gekry. Dis 'n award. So she received and two of these awards. And later on in her life, I think it was in 2015, she received this award as a tribute for what she's done as an artist, as an actor. So, let's move on. Charlene se pa was 'n skoolhoof en haar ma was 'n onderwyseres. Headmaster and teacher. Haar ouers se betrokkenheid by onderwys het haar laat besluit om in hulle voetspore te volg. So that's an idiomatic expression. That means that she followed in their footsteps. So because they were involved in teaching, she decided to go there as well. Nadat sy as kleuterskool onderwyseres studeer het, kleuterskool, pre-primary, het sy tussen 74 en 1984 in Upington en in die Kaap skool gehou. So she was a teacher the first part of her life. Alhoewel sy daarvan gehou het om met kindertjies te werk, wou sy baie graag drama doen. She liked being a teacher, but her heart was to be an actor. Sy het by 'n dramagroep aangesluit en as 'n amateur, in verskillende stukke gespeel. Sy het ook gehelp met die departement van onderwys se teater en onderwysprojekte. You remember when people come and they perform your poems and your literature works. That's what she was involved with. Die akteur Royston Stoffels het Charlene se drama talent raak gesien en haar ooreed, he convinced her to leave teaching. En in 1984
het sy met haar professionele loopbaan as 'n aktrise begin. So for 10 years she was a teacher, and then she left teaching and she started being a professional actor. Merkwaardig, Charlene het geen formele opleiding as aktrise gehad nie. She didn't study to be an actor. Sy het net haar natuurlike speeltalent en haar vurige passie gehad. So her natural ability to act and her passion for drama. Sy het van stories gehou en sy het in stories gespeel. Charlene het drama op die verhoog, the stage, films, televisie en oor die radio vertolk. So 4 genres wil ek amper sê. Sy was 'n verhoogaktrise, sy het in films gespeel, televisieprogramme gemaak en ook radiodrama gedoen. Haar eerste professionele rol was in 1985, toe sy die rol van Hester in Hello and Goodbye gespeel het, van Ethel Fugard. Hierdie 1985, haar eerste professionele rol, het sy 'n Fleur du Cap toekenning as beste aktrise ontvang. So she got an award, her first professional role as the best actress. En dan was daar haar onvergeetlike rol, Impossible to Forget, as Phila Kumuti in die film Phila se kind in 1988. Recently there was a remake of this with another actor, but the first Phila se kind, Charlene, was het die vroulike hoofrol vertolk. In 2009 het sy nog 'n Fleur du Cap toekenning vir haar rol in Shirley Valentine ontvang. Sy was 'n bekende by verskillende kunstefeeste, art festivals in South Africa, byvoorbeeld die Klein Karoo Nasionale Kunstefees, die KKNK. In 2008 was Shirley Valentine die gewildste produksie, the most popular production by die KKNK. Op televisie het Charlene baie lank die rol van Esther Willemse, beter bekend as Nena, in Suid-Afrika se eerste sepie Egoli plek van goud vertolk. Sy het vir baie jare hierdie rol gespeel en met hierdie rol het sy diep in Suid-Afrikaners se harte gekruip. She was really a very well-loved character. Sy het ook haar draai in ander bekende sepies soos Sewende Laan Generations gemaak. En so het Auntie Charlene volksbesit geword. Sy was ook een van die beoordelaars, the judges van die sangkompetisie Supersterre. Op radio het sy as verteller gewerk en in 1994 in die radiodrama Kanaiko huis toe gespeel, opgetree. So you can see she was very productive and in many areas. Charlene het baie hard gewerk. 'n Mens kan maar net kyk na alles wat sy tussen 2011 en 2021 gedoen het. So in a matter of 10 years. En jy sal sien dat sy byna elke jaar 'n ander rol gespeel het. So in these last 10 years of her life, she literally, probably in every year, she tried a new role. Sy het geniet wat sy gedoen het. Toe sy een keer gevra is wat sy as hoogtepunt in haar loopbaan sou beskou, het sy gesê daar's nie net een ding om uit te sonder nie. Alles wat sy gedoen het was vir haar hoogtepunte. So what was the best part of her career? She couldn't just say one thing because she said everything that she did was just wonderful for her. In haar lang loopbaan van byna 40 jaar, 40 years,
that she was an actor, het sy verskeie pryse gekry. Sy het ook in Londen opgetree. Charlene se gesondheid het die laaste paar jaar agteruit gegaan. So her health declined in the last, sy het aan diabetes gelei, so she was a diabetic, and she also had problems with her heart and her lungs. She had 2 strokes, sy het 2 beroertes gehad. In 2012 het sy ineengestort terwyl sy besig was om gelyktydig, so at the same time, she worked on 2 productions and she just conked in. Sy was lank in die hospitaal. Die nag van 7 Junie 2021 is sy op 66-jarige ouderdom in haar slaap in 'n gastehuis in Kaapstad oorlede. Dit was terwyl sy besig was om aan die televisiereeks Arendsvlei te werk. So last year, round about this time, last month, she passed away. Suid-Afrika het 'n legende verloor. We lost a legend. And just please look at how you spell South Africa. Haar dood het mense bewus gemaak van baie Suid-Afrikaanse akteurs wat dikwels swaar kry. Yes, when she was, she really battled the last few years of her life financially, with COVID and all of that. And her death created an awareness of so many actors that really sometimes live in very harsh circumstances just because they don't have money. Charlene het groot sukses in haar loopbaan behaal, maar die laaste paar jaar het sy gesukkel om werk te kry. She battled to get work the last few years because of COVID and all of that, and financially that had a huge impact. Tydens haar begrafnisdiens, during her funeral service in Kaapstad, was daar sang, lag en trane. Familie, vriende, kollegas en aanhangers onthou Charlene met liefde en respek. They remember her with love and respect. Almal stem saam dat sy nie net haar talent met ander gedeel het nie, maar ook haar warmte en haar opregtheid. So she didn't just share her talent with other people, she also shared her honesty and her warmth as a person. Mnet het 'n dokumentêre program oor Charlene se lewe en werk gemaak. Charlene Surty Richards, I Am Who I Am. Hierdie titel pas baie goed by hierdie unieke vrou, unique woman, wat haar lewe voluit geleef het. She just lived her life to the full. Sy kon mense oor verskillende agtergronde inspireer. She was an inspiration to people from various walks of life. Die Naledi Theatertoekenning wat sy in 2015 ontvang het vir haar lewenslange bydra tot die drama en theater was wel verdiend. So she really deserved this award that she got for her contribution that she put into theatre and drama over the length of her life. Goed, en julle kan sien, dit kom uit Huisgenoot en dit was verlede jaar gepubliseer. So goed, kom ons kyk nou na die vraag. Hulle sê hier vir jou, beantwoord al die vrae, so you can't choose anything, you have to answer all the questions. Guys, and at this point, I just want to ask you to please do not leave an answer out. Make an estimated
guess. If there's something written on a piece of paper, the marker can look and see maybe there's something in here that we can award the mark. If there's nothing written, there's just no chance of getting a mark. So don't leave answers. Right, try. Make an estimated guess, but just write something. Okay, skryf net die vraagnommer en die antwoord neer. So you don't have to just write the number and your answer. Goed, kom ons begin. 1.1. Nou watter twee dinge verwys die twee datums in die eerste paragraaf? So, ons het gesê dit is die datum van geboorte en sterwe. So it's when she was born, and when she died. Op watter dorp is sy gebore? Sy is op Upington gebore. Kom ons gaan aan. As kind het Charlene nie baie belangstellings gehad nie. As a child, she didn't have many interests. Is that true or not? Motiveer in jou eie woorde waarom hierdie stelling onwaar is. So that is not true. She had many interests. Sy het 3 belangstellings gehad. Klavier, ballet en tennis. So there you use the information from the text, but you wrote it in your own way. Charlene was eers 'n kleuterskoolonderwyseres. Gee 2 redes waarom sy dit as loopbaan gekies het. So, nommer 1, haar ouers was in die onderwys. En nommer 2, sy was lief vir kinders. So daar het jy jou 2 redes. 1.5. Watter loopbaansverandering, career change, het Charlene in 1984 gemaak? Verwys, so refer to both careers. Albei means both. So hulle wil hê jy moet sê, sy het die onderwys verlaat en 'n aktrise geword. So daar het jy verwys na die onderwys, dit wat was, en dit waarna toe sy verander het. Skryf 1 woord uit paragraaf 5 neer, wat vir ons sê dat mense Charlene altyd sal onthou vir haar rol as Phela Kumuti. En die woord is, skryf 1 woord, hulle sê nie jy moet dit aanhaal nie, onvergeetlik. Altyd sal onthou, wat is die teenoorgestelde van onthou? Onthou, vergeet, en jy kan dit nie vergeet nie, so onvergeetlik. 1.7, met hierdie rol het sy diep in Suid-Afrikaners se hart gekruip. She made her way into the hearts of South Africans. Word die vetgedrukte woorde letterlik
of figuurlik gebruik? Can you literally crawl into somebody's heart? No. So dis nie letterlik nie, dit word figuurlik gebruik. Motiveer jou antwoord deur te verduidelik wat die vetgedrukte woorde beteken. Hulle het baie lief geword vir Charlene. Het ek nou allemaal hier gedoen? Nee. Ja, ek het. Goed, kom ons gaan aan. Wat was die naam van die karakter wat Charlene in hierdie rol gespeel het? Dat is net met hierdie rol, Phila, daar is die antwoord. Phila Kumuti. Charlene het 'n suksesvolle loopbaan gehad. Gee een rede uit paragraaf 7 waaroor ons so kan sê. Nou as jy terugkyk na paragraaf 7, dan sal jy sien, sy het 'n lang loopbaan van 40 jaar gehad. 1.9 Charlene se gesondheid het die laaste paar jaar agteruit gegaan in paragraaf 8. Watter gesondheidsprobleme het Charlene gehad? Noem 1. Nou ons weet daar was 3, eintlik 4. Maar kom ons sê die heel belangrikste een. Wag, het ek net hier in 'n volsin skryf. Sy het diabetes ontwikkel. Wat het in 2012 met Charlene gebeur en wat was die oorsaak daarvan? Nou, as jy terugkyk, sal jy sien, sy het 2 beroertes gehad. Weet jy, kan jy nog onthou wat 'n beroerte is? Omdat sy onder baie druk aan 2 toneelstukke tegelykertyd gewerk het. Eintlik is dit produksies, dat ons nou maar eerder hier reg praat. Produksies. Productions, né? Goed. Aan watter televisiereeks het Charlene gewerk toe sy in 2021 oorlede is? En dit was Arendsvlei. Kies die korrekte antwoord. Skryf net die letter langs die nommer neer. Charlene, I Am Who I Am is 'n goeie titel vir 'n dokumentêre program oor Charlene se lewe en werk, want Charlene wou hê mense moet haar altyd onthou. Sy naam en van was vir haar belangrik, nee. Wou hê, almal moes weet in watter film sy gespeel het haar nie aan ander mense se opinies oor haar gesteer nie. En die antwoord is nommer D. She was not somebody that she danced to her own drum. Goed, suksesvolle loopbaan. Nou moet jy die hoogtepunte pas by die datums. So kom ons kyk. 1985 het sy haar eerste
prys as beste aktrise ontvang. So dit gaan daarin. 1994 het sy Kana Hy Kon Huis toe oor die radio gedoen. 2009 het sy haar tweede vleurde kap gekry, dit was A, en 2015 het sy erkenning ontvang vir haar lang loopbaan en dit is nommer B. So kan julle sien, hierdie tipe van vrae gee vir jou die geleentheid om baie maklik punte bymekaar te kry. Wat is die funksie van die foto's by die teks? Dit help ons om te verstaan hoe sy lyk, hoe sy gelyk het. Sy was volksbesit, waarom is dit 'n gepaste subtitel vir die teks? Dit is gepas omdat alle Suid-Afrikaners uit alle oorde baie lief vir haar was. En daar het jy nou 24 punte vir jou afdeling A. Afdeling B gaan dan of 'n spotprent of 'n strokiesprent of 'n diagram of iets wees en jy kan kyk in afdeling 4 is daar verskeie voorbeelde wat jou sal help om daardie deel van die begripstoets te bemeester. Alles van die beste tot ek julle weer sien.